Halleluja. Baie dankie, kan jy sitplekke neem. Baie dankie julle. Dit is toch moeiliker as wat het was toe ek het geoefen het in my bed. Om nou hier te staan. Baie mense vra vir my van miracles. Almal wil miracles sien. En as jy net langs jou kyk en voor en agter jou kyk, dan beleef jy 'n miracle. Op die 6de Junie sal dit 22 jaar terug wees wat ek die eerste keer hier gestaan het. En vandag gaan hopelik nie die laaste dag wees nie. Ek dink net een ding wat ek baie duidelik moet sê by nou is dat ek en Fransis gaan nie weg nie. Ons gaan oorgee. Ou wonder altyd, toe ons hier begin het, met, ek dink 15 mense, ek weet nou nie waar het voor vrou Jan verdwyn nie, daar sit sy, ek dink het was 15, en 'n kerkie wat hier tot by die Eystermure gegaan het, en my hele familie op die verhoog, want die kinders moes voorsing, en ek moes woord bedien, en Fransis by die deur, en dis hoe sy vandag nog daar is, haar deur daar is ook nou getel. En dit het begin, en ek dink meeste van u ken my storie, dit het begin deur Fransis wat een oggend ons het hier uitgehelp. Ek was 'n finansiële bestuurder by Metro Rail, ek verhaal my maar want dit word uitgesaai, en vir die wat dit dalk nie weet nie, en sy het, en sy het uit die bad uit gespring en vir my gesê, God sê jy moet bedank. Ek sê vir wat? Sy sê jy moet die pastoor word in Eastvale. Ek sê jy simpel, gaan klim terug in die bad, God sal dit nooit van my verwag nie. En jy bedank nie op bestuurspos in 1994 of iewers daar naby, en word 'n pastoor wat jy nie is nie, in 'n plek soos Eastvale wat nie op die map is nie, met 15 mense nie. En van toe tot nou het ons net wonderwerke sien gebeur. Die gemeente het 2000% gegroei per maand. Dit het jare in die geskiedenis nie gebeur nie. En iets wat jy baie duidelik moet verstaan is, God kry al die eer. Net hy voeg by, en so af en toe dan neem hy weg, en dan is ons hartseer, en ons is verskrik, en dan is dit eintlik hy wat gesê het, genoeg is genoeg. In al die beloftes wat Fransis gekry het in die woord, voor die tyd het God voorsien. Die fontein daarvoor is nie net 'n fontein nie, dis iets wat beloof was in die woord, en wat iemand net hier kom aflaai het. Die 72 bome wat jy sien, was so groot, en hulle is net afgelaai, en hom het net hulle geplant. Die plaveisel waarop jy ry, en so kan ek aanhou vertel van miracles, wat hier gebeur het. En waaroor ek en Fransis verskriklik dankbaar is. En toe begin ons bid oor wanneer moet ons klaarmaak. Want hierdie is soos 'n babietjie wat gebore was, terwyl ons hier was. En ek heg groot waarde aan Jesus as lig. En ek sal altyd vir hom bid, en ek sal hom altyd koester. Want God het dit in ons hande gegee, en hy het dit gebou rondom my en Fransis, en François en Rosanne, en toe kom Ian en Melis by, en toe kom my 7 kleinkinders by, waaroor ek baie bly is. Waar is hulle? Daar sit hulle. In elk geval, sorry, ek word verskriklik moeg. En God sê in sy woord baie duidelik, moenie 'n teken vra nie.
glo vertrou die Here, maar ons het elke dag vir die Here gevra, wanneer moet ons klaarmaak? Hoe gaan ons klaarmaak? Hoe gaan ons sê goodbye? Hoe gaan ons afsluit? Hoe gaan ons totsiens sê? En toe Saterdagoggend kom my hart aanval. En volgens verslae en dokters en maak net een uit 1000 mense hierdie hartaanval wat ek gekry het, en triple bypass en 'n klep wat opgepak het. Net een uit 1000 oorleef dit, en toe ek Vrydag die spesialis sien, toe sê hy, ek het nie geglo ek gaan jou ooit weer sien nie. En hier staan jy en jy lyk so goed. Nou ja, as ek in die spieël kyk, glo ek hom nie. Ek het altyd gedink, my pa het gesê, ek het vet en stupid geword toe ek oud word. Maar nou sê Marina van my kleindogter, oupa, jy is so skinny. Ek weet nie of ek skinny is nie. Daar's 'n woord wat ek by die Here gekry het, wat ek tog graag met jou wil deel. En ek wil hê jy moet dit verstaan, want God praat eintlik hier met jou. Ja, met my ook, daarom het ek en Francis besluit, solank as wat Roan en Simonai ons gaan akkommodeer en hier wees, gaan ons hier bly. Maar die woord van die Here sê in Konings 2, vers 9 en 10, en jy ken dit uit jou kop uit, maar ek gaan dit tog maar lees, en nadat hulle, Elia en Elisa, deur die water was, begeer, sê Elia vir Elisa, begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou af weggeneem word. En Elisa antwoord, laat dan tog 'n dubbele maat van u gees op my kom. En hy sê, ja, jy het 'n harde woord begeer. As jy my sien wanneer ek van jou af weggeneem word, laat dit dan so met jou wees, maar so nie, dan sal dit nie wees nie. Is baie gespot oor die dag as ek moet sterf, en die kinders het die huis verkoop en hulle gaan Mauritius toe en hulle lê so op hulle rug en die branders breek so oor die kleinkinders, dan sê hulle, dankie pa. En nou sê Ian, ek het pa uit die hemel uit gebid. Ek weet nie of Roan hom gehelp het nie. Maar ja, hier staan ek. En net 'n halwe ek, hulle sê dit gaan omtrent 2 jaar vat na die hartaanval voor ek weer reg gaan wees. Nou, dit voel verskriklik en dit is verskriklik. Ek loop moeilik, ek sit moeilik, ek staan moeilik. Jy kan nie glo dat so 'n hartaanval jou heeltemal jy het geen balans nie. Jy kan nie lees nie, jy kan nie praat nie, jy kan nie tik nie, jy kan nie, as jy daarvan dan maak jy so. En daarom moes ek step down toe gaan en 2 maande daar lê, om weer te kan loop en praat en asemhaal en al sulke goed. Maar ja, ek het nie 'n mantel wat ek kan beroon hang vanmôre nie. Al wat ek vir hom kan gee, is die salwing van die Heilige Gees. Want is al wat ek en Francis gehad het. Ons het nie 'n mantel gekry nie. Ek onthou die aand toe ek my mentor bel en sê ek het môre 'n seentjie begrawe wat net so groot is. Wat moet ek doen? Toe sê hy, doen wat jy wil mos 'n pastoor wees. So ek het nie 'n baie vriendelike manteldraer gehad nie. Maar die Here was so getrou. En toe sê die Here vir ons, toe besluit ek, ons moet hierdie dag vandag, ek mag nie hier wees, ek mag vir 2 maande nie hier wees nie. Ek mag nie in mense se geselskap wag nie, ek mag nie in groepe wees nie. Hulle sê, en as iemand nies, moet ek my kop onder my baadjie indruk en
Niemand mag aan my vat nie, want ek is so vatbaar vir kieme, en as ek nou 'n kiem kry, dan het Ian se gebed nie baie gewerk nie. Maar ek het besluit, so gou as moontlik moet ek hierdie mantel oorgee om vrede in u hart te kry van what's the way forward. En ek besluit op die 11de en dit pas almal die 11de en dit pas jou die 11de en ek is so dankbaar daarvoor. En Francis kom by my, sy sê, onthou jy die 11de? Ek sê, ja, dis Sondag. Sy sê, dis ons seentjie se dag wat hy gesterf het. So, dis moeilik. En ons het 'n vriendin, die woord van God werk met syfers. En Francis bel en sê, wat beteken dit? Wat beteken 11? Die 11de dag. En sy sê, wat sê sy? It's finished. Vandag is my bediening by Jesus is lig as presiderende pastoor finish. Vandag is Benny, nee, hy sal nooit uit my hart uit wees en Francis se lewe uit wees nie, maar dit is finish. Ons het 4 ander kinders gekry en ons het 7 kleinkinders gekry. Ons het baie kinders in die gemeente gekry. So dis finish. En ek wil vandag hierdie mantel van die Heilige Gees wat op my gerus het, nie wat ek geprofeteer het nie wat ek gepromoveer het nie, maar wat God aan my bewys het. Wil ek en Francis, my liefling, kom staan by my. Ja, dis moeilik, maar jy kan. Ek het tissues in my sak, moenie worry nie. My vrou het nooit tissues nie, maar ek is nou al slim, ek het baie tissues. Kom, ek het 'n rol gebring. O, jene, amper nog ek het dit vergeet. Oma, hier het ek, papa het gesorg. En ek wil hê Simonai en Roan met hier by my kom staan. Vir Filippense 4 vers 14, vers 16, 3 vers 16, maar wat ons reeds bereik het, nou praat God met jou, jy wat hier sit vanmôre, wat volgende Sondag die besluit moet neem, of jy weer hier gaan wees of nie, of jy deel wil wees van die nuwe seisoen, of jy deel wil wees van die nuwe generasie. Jesus maak, by die bruilof maak hulle wyn. En die wyn raak op. Dit was die 11de van die wyn, dus en Jesus maak nuwe wyn. En die seremoniemeester vra vir die bruidegom, hoekom sit jy eers die slegte wyn voor? En dan die beste wyn. En ek het al die jare geglo en ek het al die jare gebid dat die Here iemand sal stuur beter as ek en Francis om Jesus se lig vorentoe te vat. En ek vertrou God volkome en al baie gebede en baie murmureer en baie besluit het God gesê Roan en Simonai Marie. En ek self was maar versigtig in die begin of ek reg hoor, maar vandag kan ek met eerlikheid sê, ek hoor volkome reg gehoor. Maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel, laat ons eensgesind wees.
Ek kan nie met jou eensgesind wees as jy nie wil nie. Jy moet eensgesind wil wees. Ons hiervoor wil hê jy moet eensgesind wees. So ek wil vandag 'n beroep op elkeen doen wat hier is, word deel van die beterspan. In 'n ander gedeelte sê die Here, vergeet wat agter jou is en strek jou uit na wat voor is. En dis my gebed vir Jesus is lig. Strek jou uit. Ek en Francis voor ons, die pastoor wat voor ons hier was, het eendag vir my gesê, weet jy hoekom is jy so populêr? Ek weet nie of ek dit populêr wil noem nie, ek wil dit liewer geseënd noem, want ek het die regte fondasie gelê. Ek het gesê, baie dankie, en dankie Here dat ek die hospitaalgemeente kon wees, dat mense kon kom wat siek is, om gesond te word. En dankie vir nuwe lewe in Christus, en dankie vir daai nuwe seisoen wat nou klaar is. En ek glo toe kom die Here en hy sê, dis nou die nuwe seisoen. Die nuwe seisoen, en toe ek die groep begin het, nuwe seisoen, het ek nie geweet van vandag nie, ek het nie geweet ek gaan nie staan nie, ek het nie geweet ek gaan sê wat ek nou sê nie, ek het nie gedink ek gaan 'n opvolger hê nie, en ek het nie gedink ek gaan weg wees nie. 'n Nuwe seisoen, waar nuwe dinge geleer gaan word. Ons is nou in die fase van bekeer jou, word gehoorsaam aan die woord wat God sê. En ek glo nie iemand kan dit beter doen as pastoor Roan nie. Doen wat die woord sê, bekeer jou, laat jou doop, word vervul met die Heilige Gees, word eensgesind en word wederbaar en gaan soek siele vir Jesus Christus. Kom ons sit net so en ons sluit ons oë. Here, baie dankie. Dankie vir 30 jaar se voorbereiding voor U my hier laat staan het die eerste keer. Here, baie dankie vir my vrou en my kinders en my kleinkinders wat harde bene moes kou in die bediening. Dankie vir ongeskikte mense wat ons geleer het, en dankie vir goeie mense wat ons lief gehad het. Dankie vir elkeen wat hier was en vandag God dien, en mense wat hier gekom het stikkend en seer en vandag op kansel staan. Here, baie dankie vir elkeen wat hier is vanoggend, en dankie vir hulle wat ja sê vir die nuwe seisoen. Here, ons is hier om U te loof en te prys en dankie te sê, Here, omdat ons weet, ons het 'n lewende God aanbid. Here, en ons weet, dat U het ons nie gelos nie. U weet, U het my nie gespaar om TV games te speel nie, maar om nog U koninkryk te bedien op radio en TV. Daarom bid ek vir krag, en ek bid vir genade, Here, en ek bid vir die liefde van Jesus, en al gee ek die mantel oor vandag vir Roan en Simonay, Here, bid ek, dat U nooit my en Francis se salwing wegvat oor ons ongehoorsaam is nie, maar op die regte tyd sal U ons kom haal, en dan sal dit regtig volbring wees. Here, ek eer U daarvoor in Jesus naam. Here, en ek wil hierdie gemeente en almal wat ingeluister, almal wat deel is hiervan, salf. In naam van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Amen. Ek wil vra dat die bestuursraad en die bidders, as sommer almal wat wil hier na vorentoe kom, dat ek hierdie toga, hierdie mantel, dit nie georganiseer. Okay.
Voor vrou. Enigeen wat wil die voorkom staan is meer as welkom. Anders wil ek jou vra, waar jy sit, moet jy net jou hande uitsteek. Ons moet die hele tyd live bly. Bring vir my een van my wit dooprokke. Ek hou nie van snaakse dinge en ek hou nie van simbolies nie. Ek leef in die gees. En maar ek wil tog een van hierdie wit dooprokke vat. En ek wil hom simbolies oor hierdie twee kinders hang. Want toe ek en Fransis hier gestaan het, het ons nie geweet wat wag vir ons nie. En hulle weet ook nie wat wag vir hulle nie. Maar as ek en Fransis kon doen, kan hulle dit doen. En ek vertrou die Here en ek weet jy gaan my so af en toe 'n WhatsApp stuur. Dankie, jy het gewaai. Hulle is baie beter. Ek gaan nie sleg voel nie, ek gaan nie verwerp voel nie, ek gaan sê, praise the Lord. Hulle is. In elk geval, die mantel, die lyk soos 'n mantel. En ek wil hom simbolies vat vandag. Wat sê ou Freddie altyd? Manifesteer. Ek hou nie van manifestasies nie, dan kan ek net sê wel cowboys en trucks in my yard speel. Maar die mantel vat en ek wil dit om hierdie kinders hang. Waar is julle kinders? In die bidkamer. Okay, ek hang dit oor die kinders, want hier kom een. Die ander een sal julle nie maklik vind nie. Hy oefen vir die komrits om die kerk of iets. Jy wil hierdie mantel om hierdie gesin draai. En ek het hom spesiaal so oopgevou dat ek dit ook om almal wat hier voor staan en almal wat hier agter staan kan gooi vandag. En ek wil Sonja vra om vir hulle te bid. Dankie tog. En ek wil vir jou vra, steek jou hande uit en seën hulle. Miskien dink jy, hierdie jong mannetjie, wat hy gaan dit nie reg kry nie. Glo my, as ek dit kon doen, dat oor jaar terug gaan hy dit baie beter doen. Hy behoort by die einde van die jaar volkome 'n AGS geordende pastoor te wees. Hy doen al die regte goed en ek gaan nou onmiddellik stil bly, want my asem raak te min. Dankie, Sonja. Salf hulle asseblief. Halleluja, allemaal voor de God zijn ons voor. Heer Jezus, en wees ons. Heer, baie dankie vir sy soek. Om ons allemaal geleerd is, dat waar ons ons gebring sal. En bring ons baie geleerd in die woord. Bring in die woord, en ons in die leed. En ons moet allemaal te bekeren, en weet die woord van sy woord van. Dat sê jy van nie dat jy maak. Dis ook dat gaan goed, dat jy gevoel moet voel. So dat jy ook aan gevoel kan dat jy gevoel. So ons hou aan die ons geleer is om te doen, sodat ons in die wil en die wee van die Here mag wandel. Here, ek bid dat U vandag vir pastoor en vir Master Fransis en ook hulle kinders en kleinkinders net absoluut sal seën en hulle sal aanraak, Here. Here, dat U vir hulle die nodige krag en wysheid en insig sal gee vir die nuwe pad waarop hulle nou gaan wandel. Here, baie dankie dat U hulle God is. Here, dankie dat ons soveel by hulle kon leer. Here, dankie dat U nou vir pastoor Roan en vir sy vrou Simonei en hulle twee pragtige kinders ook op ons pad gestuur het. Here, sodat ons nou by hulle kan leer. Here, dat ons net fakkeldraers vir U sal wees, Here. En dit wat ons geleer het, want hierdie is die hospitaalgemeente, so wanneer jy gesond is, dan gaan jy waar die Here jou stuur, en dan gaan leef jy verder uit, dit wat die Here vir jou gegee het, dit wat hy jou geleer het, wat jy hier ontvang het, deur die Gees van God, dat ons sal aanhou om disippels te gaan maak
in ander plekke, ook by ons werksplekke, ook by ons familie, dat ons nooit sal ophou om U te loof en te prys en te eer en te dien nie. Here, want U is ons God. Here, ons bid net dat U met elkeen van ons sal wees. Here, dat die Gees van God op elkeen uitgestort sal word en dat ons net sal absoluut doen wat U van ons vra. Ons loof U, ons prys U, ons eer die groot en heilige naam. Halleluja, amen en amen. Amen. Die aanvallende woorde van ons. Dit is altyd nog iets sê. Jy kan ook vergeet dat ek wel regtig dat elkeen van U wat hier is, sê ek is jammer oor goed wat ek verkeerd gedoen het. Ek het baie goed verkeerd gedoen. Partykeer het my vrou daar agter gesit, ons skud self op, ek is bang hy val af. Partykeer het sy uitgehardloop. Ek het mense seer gemaak, maar nooit met opset nie. Ek het net een begeerte, gee jou hart vir Jesus. Dankie, Ronald wil iets sê. Die pastoor gesê, Ansie se 2 kinders sit agter, in die middelblok agter regs. O, baie welkom julle toe, ek is so bly om julle hier te sien. Baie dankie. En nou gee ons in die gees die mantel oor na hierdie 2, wil die nuwe ou pastoorsvrou iets sê? Die ou een hoor. Nie nou nie. Die nuwe een. En dan gee ek vir daai pastoor verskoon, maar ek gaan sit. Ek wil net gou ek wou nie iets sê nie en ek was vanoggend verskriklik rustig. Michelle sê vir my, hoe voel jy? En ek sê ek is fine, ek is so rustig en Tannie Fransis kom ook in en sy sê sy voel ook net so rustig en ja, pastoor daar instap. Dit is 'n wonderwerk. Bitter min van julle het om regtig gesien ons die hospitaalbed. So ja, my krone is oopgedraai want dit is regtig, dit is 'n wonderwerk wat hy in die kerk in gestap het. Ons het regtig op stadiums gedink, dit gaan nie weer gebeur nie. En ons is verskriklik lief vir julle en ek is so dankbaar dat dit kon gebeur. En ek prys die Here en ek loof die Here die hele tyd daarvoor want dit is my pa. En ek is baie dankbaar daarvoor en ek wil net regtig vir julle sê, ons het soveel om vir dankbaar te wees dat ons so nie kan sit. En nou moet ek het my daks in 'n rou kry. Ek het nie gedink dit gaan so emosioneel wees nie, maar ek het nou Goed, dankie vir die afleiding, maar ek het nou so in my agterkop toe, dink ek eendag staan ons so langs 'n hospitaalbed en Ian sê nogal, wil julle nou reaksie sien, ek gaan my skoonpa op sy mond soen. Maar hy het dit daarom nie gedoen nie, maar ons het 'n reaksie gekry, so ons is dankbaar vir dit. Wel, ek gaan vandag begin, pastoor Ben het my eintlik gevra, ek moet 'n bietjie deel, wat is die visie vir 2026? En julle weet, nuwe jaar, nuwe seisoen, ons staan by dit wat was en dit wat moet kom, en dis nogal moeilik, want dit laat partymal onsekerheid by mense. Nie almal van ons hou noodwendig van 'n nuwe begin nie, nie almal van ons hou van verandering nie. Maar voor ek uitbrei op die visie vir 2026, wil ek graag eersins dankie sê aan ons Hemelse Vader, so ook aan pastoor Ben, die bestuursraad en elke liewe gemeentelid wat hier sit vandag, vir die vertroue wat julle my geplaas het om hierdie rol te vervul. Ek kan nie dink dit is maklik om oor te gee nie. Ek sê nou vir pastoor Dani, ek het self 'n slapelose nag of wat gehad hierdie week. Maar ons staan vandag eintlik maar op 'n baie groot oomblik in hierdie gemeente. En vir my is dit 'n oomblik van dankbaarheid. Dis lekker om 'n bietjie te reflekteer op wat gebeur het en om eer te bied aan 'n persoon wat vir 21 jaar hier voorgestaan het, soos ons gehoor het amper 22. Nou, ek weet ons neem nie eintlik afskeid nie, maar vir meeste van ons neem ons afskeid van ons hoofherder vandag in daai opsig. Nou, vir my is dit 'n groot voorreg om hier te kan staan, om 'n gemeente oor te kan vat
by 'n pastoor wat hom gebou het van 15 af op. En ons weet was met die Here se genade, maar ek kan vir julle een ding sê, ek het geleer die laaste ruk, die bediening is nie so maklik soos wat dit lyk. Vir iemand soos pastoor Ben om vir 22 jaar hier voor te kom staan, is 'n lewende getuienis van God se genade, van gehoorsame leierskap, deur 'n gemeente wat gegroei het van krag tot krag, en as ons kyk hoe hierdie fasiliteite uitgebrei het van eer tot die Here in diens van sy koninkryk. Julle weet ek sit en ek moet hierdie ding so bymekaar trek en Simon hy sal vir julle getuig, ek het so gesukkel en ek sukkel gewoonlik nie om toesprake bymekaar te sit nie, maar dit kom by my op dat die groei in hierdie gemeente was nie net numeries nie, dit was nie net op getalle gewees nie, maar dit was geestelik ook gewees en dit was missionaal presies soos hy gesê het. Hy het hierdie gemeente gebou met die idee van disipelskap, ons word gesond en ons gaan uit om die wêreld te gaan bereik al buite. Hy het met visie gelei, standvastigheid gedien en met integriteit gevolhard. So vir my persoonlik was pastoor nie net my pastoor nie, maar ook my mentor. En kyk hoe moeilik raak dit nou. Ja, klap hande asseblief. Hoe doen julle dit op? Ek sê ou wat hou van eildiens, maar hy sal dit vir julle sê. Maar ek het by pastoor geleer dat die bediening gaan nie net oor sigbaarheid nie, maar oor getrouheid en volharding. En in 1 Korintiërs 3 lees ons, dit laat my so aan hierdie gemeente dink, en dan pastoor Ben 3 vers 16 wat sê, dis inteendeel is dit, Paulus het hier so skryf in 1 Korintiërs 3 vers 6, en hy sê, ek het geplant, en Apollos het nat gemaak, maar God het gegroei. Pastoor Ben het oor 2 dekades nie net lank geplant nie, maar het nat gemaak ook. En die Here het dit laat groei, en dit is my taak van nou af vorentoe, om weer dieselfde te doen. So vandag is hierdie gemeente, ek dink die vrug van gehoorsaamheid, en God alleen ontvang die eer, maar namens hierdie gemeente, en ook namens my persoonlik, wil ek vir pastoor bedank, vir al die opofferings, die liefde, die leiding en die volharding. Julle die bediening, vrek baie opofferings, ek kan vir julle sê, familietyd, gesinstyd, tyd saam met jou geliefdes, wat jou opoffer vir mense, wat jou soms in die rug steek. Vir dit vandag, pastoor Ben, is ek baie dankbaar. Pastoor het hier gestaan, wanneer dit moeilik was, pastoor het getrou gebly aan die woord, en pastoor het hierdie gemeente altyd teruggeleid, na Christus as die hoof van die kerk. So mag die Here pastoor verkoop, die pad verlig en beloon vir pastoor se getrouheid, en mag pastoor altyd weer dat pastoor se nalatenskap nie net in geboue en getalle lê nie, maar in die lewens wat vir ewig verander is. So pastoor Ben, ek eer u vandag, en ek het 'n teksvers in Numeri wat ek graag my gebed wil maak vir julle, pastoor en tannie Fransis vorentoe, en dis Numeri 6 vers 24. Ek dink ons almal ken hom, en dit sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê, en ek sal hulle seën. Ek is vas oortuig, die Here gaan julle pad vorentoe seën, die Here gaan pastoor se bediening nog verder vorentoe seën. Maar dit is vir my 'n absolute voorreg om by pastoor oor te kan vat, en ek besef self hoe geseënd ek is, en wat 'n voorreg dit is vir my om te kan staan. So al weet ek, ons gaan nog saam werk, en hierdie is nie 'n finale totsiens nie, wil ek weer eens vir pastoor uit my hart uit baie dankie sê vir elke woord van bemoediging, gebed en raad. As ek en hy mekaar bel, dan strek so 'n gesprek gewoonlik 'n uur plus. En dit is gewoonlik raad, advies, byt vas. Jy weet, ek kan nie vir julle sê hoe waardevol is hierdie man in my lewe nie. Maar ek sien uit na die pad vorentoe, en al weet ek, ons doen hierdie vir die Here, ons God, sal ek ook seker maak, ek beskerm en bou op pastoor se nalatenskap. So dankie pastoor, en God seën u in die pad vorentoe. Jong, ek gaan nie vir julle jok nie, ek het nog nie 'n begrafnis gedoen, so moeilik soos vandag nie. Nou die visie vir 2026, en ek gaan hierdie probeer kort hou, want ek weet is 'n lang dag alreeds. Nou ek verstaan die menslike natuur, hou nie van verandering nie, maar dit is ongelukkig deel van die lewe. Julle, ons kan dit nie vermy nie, verandering moet plaasvind. En ek dink soos baie mense hierso sal weet, sien ek en pastoor Ben baie dinge baie dieselfde. Hy sal ook sê, ek hou ook nie van snaaksig here nie.
En ons is in baie opsigte dieselfde, maar ek gaan ook nou vir julle sê, ons is nie dieselfde nie. Ek is nie pastoor Ben nie, en pastoor Ben is nie ek nie, en ek is ook nie 'n klein pastoor Ben, wat gaan probeer om pastoor Ben te mimiek en na te maak in my bediening. So, ek voel ek en pastoor Ben mag dalk sekere dinge bietjie andersins doen. Ek mag dalk dinge bietjie andersins sê, as wat pastoor Ben dit gedoen het, en ek mag dalk bietjie meer staties agter die kansel wees, as pastoor Ben. Ek kan by julle wel gerus stel vandag, my plan is glad nie om die hele kerk op sy kop te draai nie, alhoewel ek seker daar gaan met die tyd seker veranderinge kom. Sekere mense mag dalk rondgeskei word, waar hulle dalk beter toegepas kan wees om met die Here te werk, maar ek beloof julle, geen besluit in hierdie gemeente sal ligtelik opgeneem word nie, en geen besluit sal geneem word sonder dat eers daar gebid is en geraadpleeg is. En ek wil ook hê dat mense moet die vrymoedigheid hê om met my te kom gesels as jy graag iewers wil betrokke raak. Julle, ek is definitief 'n open door mens, my deur is altyd oop, jy kan met my kom praat oor enige ding, vra mense wat al met my gesels het. Ek hou daarvan om oor die dinge van die Here te praat. Op die einde van die dag moet ons besef, niemand werk vir my of vir die kerk nie, ons almal werk vir die Here. Ons is nie hier vir die persoon nie, ons is hier vir God. So my fokus vir 2026 is op God eerste en natuurlik op God laaste. Ek het dit laasweek in my preek vir julle genoem op. Ons moet so deurtrek wees van God dat hy die begin moet wees in die oggend en die einde moet wees in die aand voor ons gaan slaap. Die fokus moet eers op God wees en sy evangelie. En op die einde van die dag is nie een van ons hierso om enige mens te behaag nie. Ons is hier om God te behaag. Dit is seker die belangrikste ding en dit is vir my die kern van my fokus vir 2026. Ek wil graag hê ons moet hierdie jaar fokus op disippelskap en dis vir my so ironies pastoor Ben het dit genoem en ons het dit nie vooraf bespreek nie. Want ek voel om banke net warm te sit, verkondig nie evangelie. Ons is hierso om te leer en daarna is ons geroep om gestuur te word om die evangelie te gaan verkondig en dit is ook een van die fokuspunte vir my vir hierdie jaar waarop kom. Dan ons moet seker maak ons volg God en sy woord in daad en in werklikheid julle en God se woord alleen. Bekering, doop en die werking van die Heilige Gees is vir my belangrik. Ons moet wegbeweeg van kliks af. Ek kan julle dit ook sê, ek sien dit so baie keer in kerke ongelukkig. Ons moet soos een familie begin saamwerk. Ons moet een wees, ons almal is ledemate van een liggaam. Ons kan nie meer besluit as for en nou more nie. Ons moet mekaar begin betrek en absolute Jesus liefde aan mekaar begin betoon. Julle besef die wêreld haat ons klaar. Hier kan ons nie dieselfde doen nie. Hier moet ons in liefde wandel, want ons kan nie toelaat dat die vyand van die wêreld hier inkruip nie. Ons moet poog om hierdie jaar nie mekaar te bespreek en te beskinder nie, maar eerder ons woorde te gebruik om mekaar te bemoedig en op te bou. Ek bid dat ons sal berus by God se wil en sal vrede hê in ons harte dat sy wil nie altyd volgens ons planne sal geskied nie. Maar sy wil is altyd perfek. Sy uitkoms is altyd perfek. Ons is hier om vir God te werk en mense nader aan hom te bring, nie net met woorde nie, maar so ook met ons dade. Julle sal verbaas wees hoeveel mense kyk na jou sonder dat jy dit besef en ek het net so rukkie terug 'n geval gehad waar ek 'n predikant gesien het by 'n plek en hy het nie geweet, ek weet hy's 'n predikant nie en hy het homself nie baie mooi gedra soos 'n predikant nie. En dit tel nie net vir predikante nie, dit tel vir elke persoon hierso wat homself 'n Christen noem. Die wêreld kyk na julle en hulle kyk hoe julle julleself hanteer daar buitekant. As ons die wêreld wil bereik, gaan ons dit hier moet begin doen en ons gaan almal moet saamwerk in die visie van die kerk. En 'n teksvers wat vir my mooi aansluit by dit is 1 Korintiërs 1 vers 10. En dit sê vir ons, ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus om almal eensstemmig te wees en dat daar geen skeringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Julle 'n gemeente wat verdeeld is, het nie 'n boodskap vir 'n wêreld wat reeds verdeeld is. Nou ek is ook onder geen illusie nie, julle sal my ken, ek is 'n ou wat nogal hou van swart en wit. En ek sal volkome verstaan as daar gemeentelede is wat voel hulle wil aanbeweeg nadat hierdie seisoen tot einde gekom het en die nuwe een begin. Ek wil by julle pleit asseblief, moenie net oppak en gaan nie, maar kom praat eers met my. Ek sal jou eerder met 'n seën wil stuur as wat jy net wegbly van die gemeente af. Julle, dis vir ons 'n voorreg om die Here te dien. Ek verwag nie almal moet agterbly nie. En as jy voel dit is jou tydperk om aan te beweeg en dalk aan te beweeg na 'n ander gemeente toe, wil ek jou graag met 'n seën stuur.
Kom gesels met my as iets krap, ek hou daarvan om te praat oor hierdie dinge, en dan sal ons die woord van God oopbreek en gaan kyk, wat kan ons doen daar. Die evangelie moet verkondig word. En dis vir my belangriker dat jy dalk uitgaan en die evangelie gaan verkondig, as wat jy hierso sit en jy verag elke oomblik in hierdie kerk. Dis belangriker om mense te gaan bereik, as wat jy 'n sitplek waarom sit en jy wil eintlik nie hierso wees nie. Ek beloof julle, jy gaan dalk my gevoelens bietjie affekteer, dit is nie maklik nie, dit is nie lekker as mense gaan nie, maar ek verstaan ook mense moet. Ek beloof julle, hierdie is nie my eerste gemeente waarin ek aangesluit het nie. Dit sal nou wel my laaste ene wees. Maar ek moes self 2019 hiernatoe beweeg het van 'n ander gemeente af, so ek verstaan dit gebeur met ons lewenswandel. Julle, ek sal dit nie teen jou hou nie, maar kom gesels met my voor die tyd asseblief. Ons moet disippels wees wat mense kan bereik. En op daai noot wil ek julle asseblief aanmoedig om hierdie jaar mense te nooi wat julle weer die evangelie nodig het. Ek het dit al op 'n vorige geleentheid gesê en hierso is ek net so skuldig. Ons sal so graag vir mense wil vertel van die evangelie, maar ons nooi hulle nooit in die huis van die Here toe. Kom ons vat 2026 en ons gaan regtig missionaal hier uit en ons nooi mense om bietjie hier te kom sit en die evangelie te hoor. Ek kan julle waarborg vandag, hulle gaan dit nie in die wêreld hoor nie, die kinders hoor dit ook nie meer by die skole nie. Hê die vrymoedigheid en sê vir mense, kom aan bid saam met my, kom hoor wat die Here julle wil leer, en ek gaan 'n punt daarvan maak om myself te doen hierdie jaar. So ons moet leer om nie net vir onsself te bid nie, maar ook vir die mense om ons, en so ook vir elke mens wat die Here in julle hande plaas. Dis vir my so belangrik, en ek was ook al skuldig aan dit, dat ons vir iemand sê, ek gaan vir jou bid, en dan doen ons dit. Ek wil regtig hê ons moet as 'n biddende gemeente intree vir elke persoon wat oor jou pad gekom het, in die laaste jaar, of wat die Here nog oor jou pad gaan stuur. Ons moet leer om gehoorsaam te word aan God se woord en nie ons eie belange nie. Ek verstaan dit is soms moeilik want ons neig om eers na onsself om te sien en die Here sê eintlik vir ons nee. Hy moet ons eerste wees en hy moet ons laaste wees. Jou eerste gedagte in die oggend en jou laaste gedagte voor jy gaan slaap. So hierdie jaar gaan ons moet leer om God eerste te plaas. As ons kyk na wat in die wêreld aan buitekant gebeur, julle het ons nie meer tyd om te mors nie. Die tyd is nou. Die bottom line is God se wil en disippelskap. Dis die fokus en die visie vir 2026. Niks fancy nie, geen slagspreuke nie, God se wil en God se wil alleenlik. Ek wil julle asseblief vra van my kant af om hierdie volgende hoofstuk saam met my aan te pak, tot eer van die Here en niemand anders nie. Ek wil julle asseblief ook vir julle vra om nooit ophou bid vir my en my gesin nie. Die aanvalle en die aanslae is nogal rof, party daar. Ou voel dit soms en om nou die mooi Afrikaanse woord te gebruik, dit kan nogal taaf raak. Ek het agtergekom die laaste 3,5 maande, hierdie pastoor het dit maklik laat lyk. En hy het dit gesê van sy vorige pastore, maar ek wonder hoe hy dit reg gekry, ek wonder hoe hy dit altyd reg gekry om 'n glimlag op sy gesig te sit. Ek weet nie, maar ek kan net aanneem dit is deur gebed. So ek wil julle asseblief vra om aan te hou bid vir ons, en ek beloof julle wel, dat ek uit my pad uit sal gaan vir hierdie gemeente. As die Here julle in my hande geplaas het as skape, gaan ek probeer om 'n waardige herder te wees, wat regtig julle 'n diensbare herder wil wees. Moet nooit voel, julle kan nie met my kom gesels nie. Moet nooit voel, ek is eenkant nie. Julle, op die einde van die dag, as die Here julle in my hande geplaas het, is dit bitterlik belangrik, dat ek opsien na die skape wat God vir my gegee het. Ek gaan eendag vergelding vir hom moet doen. So ek persoonlik sien baie uit na hierdie nuwe hoofstuk. Ek het laasweek vir julle gesê, soms is 'n ou maar bietjie op jou sene wees. Dis vir my ook die groot onbekende. Maar ek weet, met die Here aan ons kant en die gemeente wat agter my staan, is dit baie doel. Ek wil op ons afsluit met 'n teksvers uit Hebreërs 13 vers 14 uit. En dit sê vir ons wat ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. Laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbehae in sulke offers. Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie alsigtend nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. Julle, ek besef ek gaan eendag voor God staan vir elke woord wat op my mond uitkom en ek vat nie die bediening ligtelik. Die Here sê vir ons as 'n groter oordeel vir elke predikant, so wees versigtig voordat jy besluit om voor te kom staan.
Ek kom staan definitief nie hier omdat ek besluit het ek wil hier staan nie. Ek glo volkome die Here het my hiernatoe gestuur en ek dank hom vandag vir dit en ek moet vir julle sê ek dank die Here vir elkeen van julle wat hier voor my sit vandag. So kom ons vat 2026 aan, dis 'n nuwe begin, dis 'n nuwe seisoen. Ek sien uit daarna en ek sien uit daarna om 'n pad saam met julle te stap en ook hopelik oor 22 jaar hier te sit en oor te gee aan die volgende ene. So ek wil julle asseblief vra om julle oor te sluit. Liewe Here, eerstens wil ek vir julle baie dankie sê vir die nalatenskap van pastoor Ben en Tannie Francis. Here, dankie vir die klippe wat hierdie mense gekou het vir die bediening, die trane wat gehuil is wat ons nie gesien het nie. Here, die vermoeide dae waardeur hulle gegaan het, die lang nagte, die vroeë oggende, Here, die druk wat dit op hulle gesinne ook geplaas het. Here, ek kan vir julle vandag dankie sê vir die lewenslesse wat pastoor Ben my geleer het hoe om nie sekere foute te maak nie, om my gesin eerste ook te plaas, Here. Here, maar ek kan nie vir julle genoeg dankie sê vir die geleentheid wat U vir my gegee het om oor te kan neem by pastoor Ben, vir die mentorskap wat hy vir my bied nie. Here, en dankie dat hy nog met ons is en dankie dat ons op 'n pad met hom kan stap. Here, dankie vir elke geliefde wat hier so is om hierdie dag saam met ons te kan vier, saam met pastoor Ben te kan vier. As ons nie net sy oorhandiging vier nie, maar so ook sy verjaarsdag vandag. Here, dankie vir hierdie kosbare mense wat U oor ons pad gestuur het en dankie vir elke kosbare mens wat in die gemeente sit vandag. Here, ek bid U seën af op 2026, maar ons weet U wil sal geskied en ons berus by dit. Here, dankie vir die God wat U vir ons is. Dankie vir die genade wat U aan ons betoon, Here, en dankie vir elke wonderwerk en die wonderwerk wat U voorsit by ons. Here, ek weet ons paai gaan nie altyd gelyk wees nie, Here, maar ons paai gaan altyd doenbaar wees met U wat saam met ons op pad stap. Ek dank U vandag vir dit. Here, ek vra asseblief dat U met die verrigtinge sal gaan en na seën asseblief die verrigtinge en seën asseblief pastoor Ben hulle se lewenspad vorentoe, sy radiobediening en sy TV-bediening ook. Dis my gebed in Jesus naam. So ek los julle vandag met die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly en sy met elkeen van julle. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.